Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Goeiedag, liewe vriende. Baie welkom hierso by Klets met Corneille. My naam is Corneille. Aldus is dit ek en jy wat lekker saam sit en kuier bietjie vandag rondom die lekker saak van Kragdag 24. Ons radio was daar nou gewees vir ek dink die 3de jaar en altyd vir my 'n heerlike ondervinding, 'n opbouende ondervinding om te praat met mense wat antwoorde aanbied in plaas van net kla. En as jy iets in jou lewe het wat jy dink kan doen met 'n alternatief tot die konvensionele stelsel, dan is Kragdag die plek wat jy wil gaan 'n draai by gooi. As jy nog nie daar was nie, dan stel ek voor jy mis nie volgende jaar se Kragdag nie. En as jy daar is, moenie net eet en op die groot wiel ry of op 'n perdjie ry nie. Praat met soveel as moontlik mense daar. Dit is fantastiese mense, want hulle is daar omdat hulle 'n oplossing aanbied. En dit is net so lekker om in 'n omgewing te wees vir 3 dae lank waar mense oplossings aanbied en nie net kla nie. Vandag se laaste gesprekke wat ons daar opgeneem het op die dag self, is wat ek met jou deel. En vandag is daar net die laaste 2 episodes, of 2 gesprekke, in hierdie episode. Die eerste een van hulle is met Dani Slabbert van Action Coach. Dit is 'n business coaching besigheid en dit was my nou regtig baie interessant om met Dani te praat. Heerlike gesprek met hom gehad, omdat ek dink dit is so 'n nodige diens in mense wat kyk na alternatiewe dinge doen op hulle eie. As jy 'n klein besigheidseienaar is wat dinge self begin doen het, aangesien ons sulke soorte mense was, die grootste gedeeltes van ons lewe nog maar, verstaan ek presies hoekom so diens nodig is. Want jy het een of ander dingetjie wat jou oogies maak blom en jou hartjie maak vinniger klop en dit is wat jy aanpak met groot passie en liefde en 'n besigheid daaruit bou en hooplik groei hierdie besigheid. Die probleem van die storie is dat jy weet net soveel van besigheid. So jy het een van 2 opsies. Jy moet alles van alles afleer of jy moet iemand kry om te help. En al sou jy alles van alles afleer, kan jy nog steeds nie alself doen nie. So 'n besigheid of 'n persoon wat jou kan help en kan die pad net help wys, is so 'n handige, dink ek, diens dat jy dat dalk moet oorweeg as jy in die posisie is van besigheid hê. Dit hoef nie 'n klein besigheid te wees nie, kan groter besighede ook wees. As jy rigting nodig het oor hoe vorentoe, dan is daar nie dalk die persoon om mee te praat. Action Coach is 'n internasionale besigheid, baie lank al in die gang, en natuurlik toe ek met hom praat, toe val dit my by dat as jy wonder, is dit die moeite werd om so oud te kry vir jou, dan sou die praktiese antwoord wees, as hy nie genoeg waarde toegevoeg het tot besighede nie, as hy nie genoeg waarde toevoeg tot jou besigheid nie, dan sal mense hom nie betaal vir sy diens nie. Wat beteken hy sal nie 'n lewe hê nie, 'n loopbaan hê nie, 'n besigheid hê nie, want sy besigheid is help jou om te groei en beter te doen. So duidelik is die waarde wat mense put uit sy diens uit groot genoeg dat hy daar is om hierdie besigheid te kan hê. Interessante gesprek vir jou met Dani Slabbert van Action Coach. Kragdag nommer 2, liewe vriende. Ek praat op hierdie stadium met Dani Slabbert van Action Coach. Dani, baie welkom eerstens. Baie dankie. Ek was, toe ek jou stalletjies sien, toe dink ek net hierdie lyk nie soos die normale nie. So, en ek dink nie dit is die normale nie. Vertel ons asseblief, wat doen jy en hoekom het jy Kragdag gekies om jou goed tentoon te stel hierso? Ek is 'n business coach, 'n besigheidsafrigter. En 'n besigheidsafrigter is daar om maatskappy-eienaars en bestuurders en uitvoerende amptenare te ondersteun.
So ek doen afrigting, ondersteuning, hulp aan besigheidseienaars en ondersteuning aan uitvoerende bestuur van ondernemings. En die hele idee is, 'n besigheidseienaar is gewoonlik die enigste wat sy besigheid die beste ken. Hy ken sy produk, ken sy mark, ken sy kliënte. Ek sou 'n besigheidseienaar beskou as die bestuurder van 'n motor in 'n tydren, wat op sekere tye by sekere plekke moet uitkom, want jy moet balanseer en jy moet jou doelwitte behaal. 'n Besigheidsafrigter, business coach, is soos 'n navigator. Hy vra die kritiese vrae, hy gee die stelsel, hy die ondersteuning, hy wys die pad en hy help die besigheidseienaar om vinniger en beter by sy doelwitte te kom en sukses te behaal. Besigheidsafrigter kan nooit die rol van die besigheidseienaar vervang nie. En die aard van 'n entrepreneur is so dat entrepreneurs aanvaar nie maklik advies nie. Maar die suksesvolle entrepreneurs, gaan kyk maar na Google en Microsoft en baie ander groot maatskappye, het almal besigheidsafrigters gehad. Net soos wat die grootste suksesvolle sportmanne in die wêreld afrigters en spanne van afrigters het. En dit is die sleutel tot sukses. Vir myself as besigheidsafrigter binne DS Business Coaching, ek kom met 40 jaar besigheidsondervinding. Ek het geleer wat werk en wat nie werk nie, het self foute gemaak en geleer daaruit. En ek bied dit aan besigheidseienaars om daaruit te put en minder foute te maak. Hulle sal foute maak, maar minder foute te maak en minder duur foute te maak. So dis die rol van die besigheidsafrigter, dis die rol wat ek speel vir die afgelope 7 jaar vir tientalle kliënte, klein, medium, groot kliënte, maar ook groot korporatiewe kliënte om hulle te help met orde bring, struktuur bring, te help met bemarking en verkope, te help met stelsels en met spanontwikkeling. Om uiteindelik in 'n punt te kom waar die besigheid op 'n hoër vlak is en dit beter bestuur kan word, bestuur aangestel kan word en die sleutelpersone baie keer die eienaar die ruimte te gee om uit te tree en meer aan sy besigheid te werk as in sy besigheid te werk. Dis die rol van my as besigheidsafrigter by DS Business Coaching en ek word ondersteun deur Action Coach. Ek is 'n sogenaamde vernoot binne Action Coach wat in 80 lande verteenwoordig is. Ons gebruik dieselfde platform, so dieselfde opleiding ondergaan. En ek is een van 35 coaching partners in Suid-Afrika wat besighede ondersteun en help om die SME sektor, die klein tot medium groot besigheidssektor te groei, want dis waar die toekoms van die wêreld lê, maar ook van Suid-Afrika. Nie groot korporatiewe besighede nie, maar kleiner besighede. Die industriële revolusie 4 waaroor almal so ryf, is daar om werk minder te maak. Klein besighede, SME's, is daar om werksgeleenthede te skep, wat verlore gaan in die korporatiewe sektor as gevolg van die industriële revolusie. En dis waar ekonomiese groei vandaan kom, weer eens sê ek, nie net in Suid-Afrika nie, reg oor die wêreld. Ongelukkig faal so baie klein ondernemings binne 'n kwessie van 2-3 jaar. En ons is daar om hulle te ondersteun, ook selfs wanneer hulle al langer bestaan, om te help groei na 'n hoër vlak toe om sukses te verseker. So ons is daar vir sukses. Ons kliënte se sukses is ons sukses, is my sukses. Jy maak op 'n manier net geld as jy aanhou kan help beter geld maak. As ek nie aanhou kan help om beter geld te maak nie, gaan hy my beslis nie langer aanhou as sy afrigter nie. Ek het altyd hierdie ding gehad van daar's 2 maniere om te leer, want almal sê altyd jy leer uit ondervinding. Toe sê ek dis baie waar, maar die slimmer manier om te leer is 'n aanhou se ondervinding. Is die manier om dit makliker te doen en dit kos jou gewoonlik minder as jy in 'n besigheidskonteks is, deur 'n aanhou se stories te leer. So ek dink dis die handigheid van 'n afrigter soos jy is. Jy kan hopelik baie foute vryspring wat jy met deur die ondervinding moes gedoen het. Ja, die suksesformule vir enigiets, of dit nou sport of besigheid of kuns of wat ook al is mense het drome. En uit sy drome word daar gewoonlik doelwitte geformuleer.
Maar jy kan nie begin planne maak voor jy nie geleer het daaroor nie. Ja. So dit is drome, doelwitte, dan moet jy leer op baie verskillende maniere, dan moet jy beplan en dan moet jy uitvoer. Want as jy nie uitvoer nie, gaan jy ook nêrens kom. Ja. So jy moet leer en dan kan jy ordentlike planne maak en dan moet jy uitvoer. Dis die sukses Ja. tot uitvoering van jou drome, kom by jou drome. Ek dink die ander ding wat ek kan net in my koppie waar jy baie handig is, veral met entrepreneurs, as ek aan myself dink en 'n klomp van mense wat ek net maar soos in my koppie groepeer as soos ek, sit met die ding van, jy begin presies met die ding van, jy het 'n droom, maar die konsep van 'n besigheid maak uit daai ding uit. En ek weet, behalwe dat jy nie weet nie, ek het geen liefde of so iets in my hartjie vir 'n gedeelte daarvan nie, of ek weet niks van wat dit ook al is nie, maar daar's soveel aspekte aan 'n besigheid, maar as jy 'n entrepreneur is, het jy 'n liefde vir iets en jy doen hierdie dingetjie. En om dit te skaal na 'n besigheid wat groei en groot word, is 'n hele ander storie waarvan die meeste entrepreneurs wat ek van weet nie die kennis het en nie eers daar noodwendig moet daarin wees nie. Hulle moet doen wat hulle doen. Hulle ken die produkte en daai ding en ek dink dis waar hulle liefde en passie moet bly op 'n manier. En as jy struktuur wil help om dit te bou wat nie hulle is nie, soveel te beter. Gewoonlik as jy vir enige entrepreneur vra, dink jy kan jou help en sê nee man, ek ken my besigheid. Jy kan my regtig nie help nie. Ja. Ek het nie hulp nodig nie en ek dink ek is die beste in wat ek doen. Ja. En ek respekteer dit. Ja. Maar as jy bietjie verder in die gesprek vir die ou vra, hoeveel ure werk jy per week? Hoeveel kwaliteit tyd het jy? Hoeveel ure tyd spandeer jy in jou familie? Hoe lyk jou kontantvloei aan die einde van die maand? Wat se wins maak jy? Is jy tevrede met jou wins? Ja. Dan hoor jy gewoonlik negatiewe antwoorde. Ja. En dis waar die besigheidsafrigter se rol inkom. Ja. Die business coach. Ja. Is om daai entrepreneur wat 'n spesialis is, wat Ja. ons moet respekteer, wat sy besigheid ken, om hom te help om op sy finansiële state, sy inkomste staat, sy balansstaat, sy kontantvloei staat die regte resultate te kry. Want uiteindelik is dit maar waar dit gemeet word. Ja. Word nie gemeet oor hoe jy voel oor jou besigheid nie, word gemeet oor hoeveel kontant jy in die bank het. Getalletjies. Hoeveel kontant het jy in die bank, hoe lyk jou onderste lyn, en dit hang van jou verkope af, en dit kom deur 'n hele proses om seker te maak dat jy 'n suksesvolle besigheid het wat skaal. Is deel van wat julle doen mense, as jy nou met 'n entrepreneur te doen kry, en hy's, kom met 'n Lone Ranger op hierdie stadium, hy het 'n groot ding gebou, maar as hy en sy sekretaresse of sy vrou wat hom help, wat dit ook al mag wees, stel julle mense mekaar voor, dat jy 'n netwerk van mense wat jy sê, ek stel voor jy gebruik dalk hierdie ou as 'n boekhouer of dalk hierdie ou as 'n bemarkingsagentskap of sulke dinge, bring jy mense by mekaar? Ek bring mense by mekaar. Kom ons praat net eers oor die Lone Ranger wat jy genoem het. Jy weet, daai entrepreneur met daai droom in sy kop, begin dit gewoonlik op sy eie. Hy is soos die tegnikus. Ja. Maar onder hom is 'n gevaarlike whirlpool wat hom kan insuig met tekort aan kontant en baie ander probleme. Eers as hy verder beweeg dat hy 'n paar mense kan aanstel, dan word hy 'n ondervlak bestuurder met mense wat hom help. Ja. Maar hy word eers 'n entrepreneur as hy brug oorgaan, dat hy stelsels, strukture en span ontwikkel. Okay. En ons help ons kliënte, ek help my kliënte. Baie van my kliënte is by dieselfde ouditeursfirma wat ek gekies het, waar ek die formaat van die bestuursrekeningkunde verslae op 'n maandelikse basis ontwerp het. Ek werk saam met arbeidsregspraktisyns, want dit is van tyd tot tyd nodig, en ek werk saam met sielkundiges waar dit nou en dan nodig is om die nodig regte mense in diens te neem, en saam met wat sê Afrikaans vir recruitment agencies, om die regte mense in diens te neem vir die besigheid. So daai netwerk bestaan, dit stel my kliënte daaraan bloot, en dit help hulle gewoonlik baie, want dit spaar hulle tyd om self te toets en te soek. Ek kan hulle voorstel, hulle kan verwysings kry en die besluit neem. Ja. En dan, hoe wyd bied jy jou diens aan? Ek neem aan, uit die aard van tegnologie, die is daar enige plek? Ja, ek bly in Pretoria, my kantoor is net buite Silver Lakes, ek bly in Silver Lakes in Pretoria. Baie van my kliënte is in Pretoria, ek het verskeie kliënte in Johannesburg, ek het kliënte in Nelspruit en Barberton, ek het al kliënte gehad in Singapore en in Irak, so die tegnologie laat jou toe om dit te doen, en daar's 'n rol plek vir die tegnologie.
Ek het al kliënte gehad wat ek nooit in persoon ontmoet het nie, maar Ja. daar's 'n voordeel wanneer ons in my kantoor ontmoet of in die kliënt se kantoor ontmoet Ja. en 1-tot-1 gesprek het, planne maak en struktuur in plek sit sodat hulle suksesvol is. Nee, ek hou ook van mense in die gesig kyk en hande skud, werk my beter. Korrek. Baie dankie. Is daar nog iets wat jy wil hê dat die luisteraars moet weet van jou of jou besigheid, of kan jy nou vir hulle sê waar hulle jou in die hande kry? Hulle kan my in die hande kry op my webwerf, Dani Slabbert, sonder 'n punt tussen die naam en die van, danislabbert.actioncoach.com, dis die webwerf. Daar gaan jy al die kontakbesonderhede kry, of as jy direk vir my e-pos wil skryf, danislabbert@actioncoach.com, en as jy my nou wil bel my by 082 800 150. Ek gesels graag met jou, en ek sou graag die bydraer wil wees en die navigator tot jou sukses, sou dit nodig wees in die toekoms. So dan net seker maak die Action Coach is dis die internasionale beheerliggaam, wil ek amper sê, organisasie, en jy is jou eie so franchise half ding in ons Ja, ek is 'n franchise partner waarvan daar 1000 in die wêreld is. Hoofkantoor is in Las Vegas. Ja. Die organisasie is 30 jaar terug gestig. 17 jaar in Suid-Afrika en ek is 7 jaar reeds 'n franchise partner, ja. So baie lang geskiedenis al wat julle saam met mense loop. Dis Action Coach. Persoonlik het ek amper 40 jaar self aktief in besigheid as 'n entrepreneur gewerk. Nog net 3 maande salaris ontvang, verder vir myself gesorg, 10 Comrades wedlope voltooi, verstaan doelwitstelling en uithou en vasbyt. Alle dinge verstaan jy. Ek help graag mense daarmee. Nou maar daar sy vriende, as jy vir Dani wil kontak, hy het sy besonderhede daar, gaan dit vir jou ook op die skermpie sit. Maak gerus kontak. Ek dink dit is 'n ongelooflike diens vir mense wat hulle eie dinge doen en graag wil groter gaan as net sit by jou huis en wonder waar is die geld en waar is jou tyd. Baie dankie Dani. Ek wens vir jou alle sukses toe hier by Kragdag, maar ook vorentoe vir jou toekoms. Mag dit geweldig goed gaan met julle. Dankie vir die geleentheid en dankie vir die gesprek. Dankie. Hivelit Huis se reeks natuurlike vloeibare seep sal jou vel, jou hare, jou hande en sommer al jou sintuie aangenaam verras, sommer jou beursie ook. Die lyfreeks word uit luukse, bevochtigende olyf- en klapperolie verseep met slegs natuurlike ekstra bestanddele. Die wasgoedseep is hard op vlekke, sag op die natuur. Bederf jouself. Besigtig die volledige reeks en bestel by hivelit.co.za. Goed vir jou vel, goed vir die natuur. Die laaste gesprek wat jy nou gaan luister, wat ek opgeneem het by Kragdag 24, was met Christian de Jager van Oulala Chianina. Nou Chianina, as jy nie weet nie, is 'n kolossale wit beesras uit Italië. Ek het glad nie beplan om enigsins te gaan praat met mense in die veegedeeltes van die landbou, nie behalwe die pluimvee, want is klein, dis mense wat in erwe kan hoenders aanhou of op jou plot. Beeste raak 'n bietjie van 'n groter storie, so bloot oor daai rede het ek nie gedink om dit te doen nie. Maar ek staan toe toevallig die een dag en luister na die praatjie wat aangebied word, want deel van wat Kragdag doen is om op 'n gereelde basis praatjies aan te bied van verskillende stoetverenigings of veeteelers of maar net mense in die bedryf wat jy nou kan kom luister. En ek staan toe en luister na die gesprek van Christian de Jager. Nou, die eerste ding wat ek na skool studeer het was BC Agric met grootvee as my hoofrigting. En ek kom van 'n plaas af en ek was op 'n landbouskool. Ek het nooit gaan boer nie. So ek het nie die praktiese kennis van die dinge nie, maar ek is nie heeltemal 'n leek nie. En so met die, maar net 'n belangstelling en jy weet, lees die goed en luister die goed en kyk die goed en gaan na van dissies toe, het ek nog altyd gedink die manier hoe ek sien wat mense voorselekteer op veeteeling vir vleisproduksie is vir my, dis nie wat ek sou dink of sou doen nie. Maar ek bedoel, jy moet nou hierdie hoor as 'n totale leek in praktyk. Maar wat toe nou gebeur is, toe ek die gesprek staan en luister, dink ek, maar wat Christian van praat, is presies hoe ek dink oor die storie. En mense, as jy nog nie daai bees gesien het nie, daai ding is so groot soos 'n woonstelblok, maar op 'n ander manier. Ek wil amper sê op 'n atletiese manier. Ongelooflik baie vleis, maar nie
kort en stokkie en sulke dinge nie. In elk geval, laat ek nou nie die hele gesprek vir jou voor die tyd gee nie. Kom ons sê maar net, dit was my 'n baie interessante gesprek om na te luister, wat hy aangebied het, en toe loop ek nou net na hom toe, en 'n ander jong boer wat daar was, en praat met hulle, en die jong boer stel te voor, ek praat eerder met Christian, en jy sal nou hoor hoekom, hy is omtrent op hierdie stadium die hoof, president, kaptein, goue sterretjie, alles wat die hogere gedeelte is van daai beesras, en ek dink jy gaan hierdie gesprek baie interessant vind. Liewe vriende, ons is op die einde van Kragdag 2 hierso, en die laaste persoon wat ek vandag mee gaan praat is half 'n meevaller gewees, want ek was nie van plan om enigstens mee werk te doen vandag nie, en ek fokus ook nie op die groot landbougoede, die groot landboutoerusting, sulke dinge nie, maar ek staan toe en luister na 'n toespraak van 'n man, met die naam van Christian de Jager, en hy sê toe nou alles wat my superieure kennis as 'n nul expert vir my laat klink soos dis hoe my hartjie voel oor goed wat ek nie veel van weet nie. As 'n buitekant, so Christian, eerste plek net baie welkom. Baie dankie. En Dis my voorreg om hier te wees. Ek het so baie van die toespraakie gehou, want jy sê ons ken mekaar nou glad nie. Ek het grootveekunde geswat eers wanneer ek gaan studeer het, en so groot liefde vir sulke goed, maar nooit opgeëindig in die bedryf self nie. So dis so kyk jy dinge van die kant af, gaan van disies toe, jy weet daai tipe van dinge, en maar toe jy praat, dan sit ek en dink, dis altyd nog die goede wat ek van die kant af kyk en dink, maak net my sin hoe mense goed te teel, of hoekom hulle sê, kom hulle doen, hoe die goed lyk nie, so van, amper wil ek sê, buite perspektiewe was dit net, geklink soos met al die regte goede, en toe ek die beeste sien wat julle daar het, yes, dis monsters. So, kom ons begin op 'n punt iewers met jou. Chianina is die beesras, wat ek vermoed 'n relatief onbekende beesras in ons land is. Dit is korrek. Die Chianina kom uit Italië uit. Daar's maar 28,000 van hulle in die wêreld. En ons het met hulle al 'n ruk terug in Suid-Afrika begin. Tussen ons boere het ons seker nou al 1000 in Suid-Afrika, Ja. en dis 100% suiwer diere. Ons is nie soos ander rasse wat dit opteel nie, Ja. en daar's 'n goeie rede daarvoor. Jou Chianina is 'n suiwer ras wat hulle op jou skilderye in Italië en die kerke oral Ja. vat hulle terug na 'n tydperk voor Christus Ja. toe. Dis amptelik die oudste suiwer beestras in die wêreld, Ja. en ons hou hom suiwer. Julle hou hom so. Hoor en waar het jy begin met die goed? Ek neem aan julle was boere voor die tyd gewees, wat toe hulle ingekry het later? Ja, ons het ek self kommandeer my pa met beeste. Ons het 'n Afrikaner stoet en 'n Simmentaler stoet gehad. Ja. As Oolala was ons stoet Ja. naam se naam. En ons het maar met die Afrikaner beeste het jy die probleem, die voerkrale wou nie meer die kalwers koop nie. Oor 'n simpel rede. Hulle word te vinnig vet in die voerkraal, Ja. en die voerkraal maak nie geld uit hulle uit nie. Ja. Dit geld op 'n paar rasse in Suid-Afrika, want sodra 'n bees vet word, is sy voer-omset-verhouding te swak, Ja. en hy eet meer voer om vleis aan te sit, en jou voerkraal maak nie geld nie. Ja. En ons het iets gesoek om mee te kruis, om dit te verbeter, om Ja. waarde uit ons beeste te kry, uit ons koeikudde, Ja. en deur al die prosesse het ons op die einde op die Chianina afgekom. En vandat ons hom gebruik het, hy het ons totaal verras in elke liewe opset, en van daar af, die Simmentaler stoet is gekanselleer en alles is gekruis met Chianina, die Afrikaner stoet is gekanselleer, gekruis met Chianina, want die kruisings het net uitstekend gedoen, en die Ja. suiwerbeeste doen nog beter. Ja. Ek het nou vinnig deur hierdie pamflet van julle gekyk, of weet nie, is omtrent 'n boekie grootte. En dit wil vir my nou voorkom, jy is nou al wêreldwyd die man vir die beesras. Want julle boere in Italië, as ek die storie reg verstaan, omdat julle nie goed kon inkry nie. Die Italië boerdery het per toeval gekom. Ja. Ek is in 2005 met die Italiaanse beeste se wêreldkongres. Hulle het 5 rasse Ja. wat hulle amptelik uit Italië uit bemark het. Hulle vir die 5 rasse wêreldkongres gehad, en toe is ons oor soontoe. En toe ek maar werklik met die topbeeste te doen gekry. Ja. En dit was net asemrowend geweest. Hulle prestasie is fenomenaal. Ja. Hulle het die Italiaanse genetiese vordering en die toetse wat hulle op die beeste doen, die naspeurbaarheid. Ja.
al die inligting wat hulle verwerk en in teeling insit, het die beeste soveel verbeter en bo ander beestras in die wêreld geplaas, dat ek besluit het om in te voer van daar af. Ek het 'n pro forma invoerpermit in Suid-Afrika gekry en ek is oor Italië toe. En ek het 29 koeie gekoop, al hulle topbulle se maas of 'n suster. En toe ek terugkom en vra vir 'n werklike invoerpermit, toe sê hulle nee, hulle is bang vir malkoei siekte en dan wou dit nie vir my gee. Toe het ek 29 diere in Italië gekoop. En toe, al wat ek kon doen is, ons moes begin 'n embryo spoel. En ons het uit daai koeie uit embryos gespoel en dit het Suid-Afrika toe gekom en dis hoekom ons genetika in Suid-Afrika sulke top genetika is, want ons het met die kern en die beste goed in Italië begin. So dit was blote toeval en van daar af het mens gesit met beeste in Italië wat op kwarantyne gestaan het en wat mens embryos gespoel het. So dit is vir 'n beesteras wat nou uit Italië uitkom, is jy nou al besig om op tuisgrond hulle pak slaag te gee, wat dit my nou half lyk. Jy sit met die topmateriaal in Italië ook. Ja, ons het al hulle topgenetika is hierso. En wat in Italië nogal interessant is, jy weet, daar is families wat 2000 jaar lank in die familie met hierdie beeste boer. En hulle kompeteer al vir 2000 jaar op skoue. En daai boere koop nie mekaar se beeste nie. Dit is trots. Dit is 'n familieding en dis provinsie dinge. En dis waar ons voordeel gekry het. Ons het nie daai probleem gehad. Ons het die beste van al hierdie groepe gevat en ons het dit met mekaar begin kruis en dit het ons nou begin 'n voordeel bo Italië gee. Ons het fenominale syfers in die groeitoetse in Suid-Afrika gekry. Beter as hulle groeisyfers selfs in Italië. En die ras doen ontsettend goed in Suid-Afrika. Hoor, as jy sê doen goed, neem ek aan, dit is nou as jy nou kyk na prestasiegewys en dinge, maar hoe is die hoeveel boere oorslaan na iets toe wat hulle nie vreeslik van ken nie? Is dit 'n moeilike proses? Dit is 'n moeilike proses in die opsig. Alle rasse om getalle te kry, laat opteling toe. So jy kry vir jou 'n bil en jy sit hom op 'n rooi koei en jy tel 'n F1, 'n F2, F3 en jy registreer hulle asof dit daai beestras is. Ons laat dit nie toe nie. So dit het stadig begin, maar dit begin nou sneeubal. Soos ek sê, ons het seker nou amper 1000 suiwer beeste. Die embryo spoelings wat gedoen word is wyd. Die boere koop vir hulle 1 of 2 vroulike diere en dan begin embryo spoel. En ons is besig om baie vinnig te sneeubal. So ons voorsien dat ons elke 2 jaar ons getalle gaan verdubbel. En boere kom moeilik in want daar's nie getalle nie. En die beeste is duur. Vroulike diere op die laaste veiling, sy gemiddeld was hier by 138.000 vir oop verse. Maar die realiteit is die beeste wat die boere wat belê daarin kry hulle geld terug. Die beeste presteer. Dis fantasties om te hoor, man. So die bottom line lyk my, as mens dit kan sê, van dit is hierdie is nie net om 'n fancy of eksotiese ding op die plaas te doen. Hierdie is soos 'n rand en sent sin maak. Hierdie is absoluut rand en sent. Dit is die ras wat die goedkoopste vleis produseer in Suid-Afrika. Simpel goedjies. Baie van die plaaslike kleiner rasse slag 50% uit. Dit beteken as die bees 400 kg lewendig weeg, het jy 200 kg karkas. Ons slag tot 65% uit. Dit beteken op 'n 400 kg bees slag ons 260 kg uit. So ons het 'n 60 op dieselfde gewig bees het ons 'n 60 kg ekstra karkas. En ons karkasse, ons beeste wissel tussen 20 en 22 maande. So tot daai tyd slag jy superkarkas uit. En ons slag tot 'n karkas van 600 kg uit. Ander beestrasse kan dit nie doen nie. En daai verkoop teen superprys en dit is beeste wat groei tot op daai ouderdom. Jou Canina hou aan groei tot 8 jaar. So as jy hom voer om na 850 kg lewendig kry jy 600 kg karkas. En jy maak geld. Jy maak werklik geld met die ras. As jy nog nie so besig gesien het nie, julle, dit is 'n kolossale ding. En wat my opgeval het van hulle is besonder lank. Dit is hulle kenmerk, hulle gewig en hulle uitslagpersentasie is direk gekoppel aan hulle lengte. In Suid-Afrika het enige beesboer van al die rasse praat nou, hulle wil hom korter, hulle wil 'n laar op die been, hulle soek nie daylight onder hom, hulle wil hom dikker maak en hulle wil hom dieper maak. Ons doen dit nie.
ons hoef dit nie te doen om goeie resultate te kry, en hoe breër jy 'n bees maak, hoe meer kalfprobleme het jy. 'n Geboortekanaal is so dik, en as jy 'n dik kalf het, sit hy vas. 'n dikte van 'n bees gaan direk saam met die breedte van sy kop. Hoe breër 'n kalf se kop is, hoe meer kalfprobleme het jy. Dit gesaam met dik bene. Ons ras het op al 3 daai kenmerke, gaan ons nie vir dikte nie, ons gaan nie vir 'n groot kop nie. Die ras is fisies geteel met 'n kleiner koppie as jou normale rasse. Dis 'n ontsettende manlike kop op die bulle, maar dis 'n klein koppie. Ek dink dit was my meteen die grootste takeaway van daai ding is van jy het 'n groot beesras met baie vleis aan, maar oor ander redes is dat hy dik is en stokkie is en goede. En my kop is die prentjie so amper soos met mense, en ek het hierdie prentjie van bodybuilders wat hierdie sulke goed is, of jy 'n atletiese gespierde ou, en jy wil eerder daai ou, hy dis omtrent beter in enige opsig in my kop. Dis die kwaliteit van die vleis en 'n klomp ander dinge, as die kort stokkie goed, en ek neem aan geboorteprobleme sal 'n groot deel, kalfprobleme, groot deel van die storie wees vir julle. Dit is dis fenomenaal. Jou probleem met Britse rasse oor die algemeen, jou groot Britse rasse, is as jy hom kruis op jou kleiner beeste, kry jy kalfprobleme. In Suid-Afrika boer ons ekstensief. So jy verloor kalwers, jy verloor koeie. En daar's amptelike toetse op jou Chianina gedoen al in 1995 deur die Landbounavorsingsraad. Dis geborg, dit is van jou bekendste veekundiges in Suid-Afrika, soos professor Michiel Skols was daarbey betrokke. En op die toetse was daar geen kalwingsprobleme op Nguni koeie. Klein raam Nguni koeie met die Chianina. En ons vind dit reg hier op alle rasse. En dit gee hom 'n ontsettende voordeel, maar juis, weer ons gaan nie, jou Chianina is nie 'n breë bees nie. Hy's 'n lang bees, dis 'n worshondjie. Die kalf is nie klein nie. Maar hy's lank en nie breed. Dis nie 'n growwe bees wat nie deur die geboortekanaal kom nie. Hoorie, so is die statistiek wat julle in hierdie pamflet het beskikbaar aanlyn, sulke tipe van dinge? Nee. Dis nogal jammer, ek wens julle luisteraars kan hierdie pamflet in julle hande gekry het oor die statistiek net van die ding en die slaggewig en al sulke dinge wat interessant is hierso wat net vir jou half konteks gee om die prestasie van die bees en hierdie goed te lyk. So is daar maniere van hoe stel hulle boere bloot, moet hulle maar na die veilings toe kom, sulke ding van dinge, hoe werk julle met dit? Wel, ons is redelik op sosiale media. So die groot blad is Oolala Chianina. Dis jou grootste Chianina blad in die wêreld. Die meeste persone wat daarop gekoppel is, en ons plaas die inligting daarop. Nuus is daarop, hulle leer die ras daardeur ken. Selfs in Italië is bittermin, jy kan gaan Google, jy kry bittermin inligting oor die ras. Die Italianers het hierdie ras vir hulle self gehou, dis hulle trots. Dis hulle uit hulle geheim wat hulle vir hulle self gehou het. En hierdie goed is nie op die algemene internet beskikbaar, maar op ons Facebookblad, daar kom foto's verby, daar kom inligting verby, en die hele, ek wil sê handleiding met hierdie goed, word by tye op die blad gepubliseer. So hy's daar elektronies beskikbaar op die Facebook blaaie. Nou, sê vir my, is daar nog iets wat jy sal wil sê wat jy dink luisteraars behoort te weet? Of is van interessantheid, ons het amptelike toetse by Irene Bulttoetsstasie gedoen nou. Verlede Junie maand het die bulle klaar gemaak. Ons het 15 billetjies daar gehad. Op 11 maande en 4 dae was hulle gemiddelde gewig 498 kg. Dis op 'n jaar ouderdom. Jou algemene riglyn is 'n bees eet 3% van sy liggaamsgewig om te onderhou, en as jy hom wil laat groei, dan eet hy 'n groter persentasie van sy liggaamsgewig. In hierdie amptelike toetse het ons billetjies minder as 2% van hulle liggaamsgewig geëet. Dis 'n reuse verskil. Dis 'n reuse verskil, en dis 'n kenmerk van die ras. Hy eet minder voer, hy so geselekteer, deur die jare geneties bevorder deur die Italianers. Hy eet minder as beeste van ander rasse wat hulle noem medium raambeeste. So ons groot bees, wat hulle sê, gaan nie kan hou op die veld nie, hou op die veld. Ons het boere wat ekstensief op die veld in Uniondale in die Klein Karoo, daar's 'n kudde met oor die 100 beeste, wat fenomenaal presteer op die veld. Ons is by Stella, ons is daar boere, daar is by Uppington, daar is by Kimberley, Keimus, daar teen die Oranje. Dit word oor die 40 grade in die somerdag. Dis klipwêreld. Daar's boere wat bulle by ons gekoop het, wat net gesê het, selfs deur daai 7 jaar droogte,
hulle het fenomenaal gedoen, hulle kan nie glo dat die beeste gehou het nie. En dit is die kenmerk oral. Ja. Hierdie beeste het 'n ontsettende vermoë om aan te pas. Hulle doen uitstekend. Hulle het kort haar, hulle doen uitstekend in bosluis gebiede. Botswana, ek boer met hulle ook in Mosambik, Limpopo provinsie. Dis net 'n fenominale bees om mee te boer. Nou jy klink soos 'n baie goeie fanboy en ek sou sê met goeie rede na ek hulle nou onder oë gehad het en bietjie van die goeie gelees het om julle ras. Sê vir ons of vir die mense waar kan hulle jou in die hande kry? Noem net jou daai plekke van jou se naam net weer dat mense Ek dink die maklikste is Olala, soos gespel soos jy hom sê, O-LA-, Kianina op Facebook. Maklikste. Dis die heel maklikste. Ons is op Instagram ook, so hulle sal ons daar kry. Nou maar daar sê liewe vriende, 'n stukkie interessante ding wat ek nou toevallig raak geloop het en dog ek moet dit met julle deel. Hier is net te goed om te los. Christian, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie vir die geleentheid, ons waardeer dit. Wens vir julle baie groot voorspoed hierso maar veral vorentoe en met die pad van die ras in Suid-Afrika. Van wat ek sien, hoop ek julle maak groot vordering in die land. Ons sal, daar's nie twyfel oor nie. Jou boere is nie so dom as wat hulle lyk nie. Ons is 'n klomp ouens wat 'n passie het vir die ras en dis aansteeklik. En ek neem aan as dit finansiëel sin maak, luister mense makliker. Dit maak finansiëel sin. Jou boer oor die algemeen, jy kry nie maklik ou boere om te verander van ras nie. Maar die jong ouetjies wat belangstel en lees en kyk na die goeters is dis ons grootste ondersteuners en hulle tree teen 'n spoed toe tot die ras. Dankie hoor. Nogmaals dankie. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Jy luister nou na Radio Nuwelie, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.